Baie welkom by hierdie week se geloofswoord. Ons is besig om deur die Matteus Evangelie te werk en ons is vandag by Matteus 7. As jy enige van die vorige hoofstukke gemis het, is jy welkom op ons YouTube kanaal ook daarna te gaan kyk. Nou hier in Matteus 7 is dit die laaste hoofstuk van Jesus se bergrede. Ons sien 'n klomp samevattende gedagtes, 8 dinge wat Jesus ook hier noem aan die disippels en uiteindelik ook fokus op die vrug van geregtigheid wat in die disippels se lewens ook 'n waarheid moet wees. So ons gaan na hierdie dinge ook saam kyk, die laaste hoofstuk wat die bergrede ook aanbetref, en dan gaan ek aan die einde vir ons weer 'n paar vrae opgooi, waarna julle as groep, as jy in 'n groep dalk saam hierdie video kyk, of waar jy as individu, as jy dalk op jou eie persoonlik Bybelstudie hou, ook saam kan kyk en sommer net saam oor kan dink. Maar voordat ek vir ons saam lees, die eerste gedeelte, daar's 4 gedeeltes weer vandag, wat ons so stuk gaan saam lees, saam dan gaan kyk. Kom ons sit net eers so en dan raak ons stil voor die Here. Almagtige Here en Hemelse Vader, baie dankie vir die groot voorreg om met U woord besig te kan wees. Dankie vir die evangelies wat U gegee het, waarin ons U persoonlik op 'n ander vlak net leer ken. Dankie vir Matteus wat van ons kom leer van wie U is, Here. Mag dit ook so wees wanneer ons vandag ook nou stil staan met Matteus 7. Mag ons U stem hoor, mag ons hoor dat U vir ons wil kom sê. En Here, as ons saam praat dalk in 'n groep, Here, mag dit tot eer en verheerliking van U naam net wees, elke gesprek. En as ons net saam dink ook, dalk op ons eie saam dink oor dit wat hierin staan, Here. Mag ons beleef, ervaar, hoe U deur die Heilige Gees ons ook nader trek aan U self. Dankie Here dat ons ook nou net vir 'n oomblik op hierdie manier by mekaar kan wees, stil kan word en kan weet U ken ons. U ken alles van ons en U gaan saam met ons ook weer van hier af weg. Ons bid dit, ons vra dit in die wonderlike naam alleen. Amen. Matteus 7 vanaf vers 1 tot 6. Moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie. Want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word. En met die maat waarmee julle meet, sal vir julle afgemeet word. Waarom sien jy die splinter in jou broer se oog raak, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Of hoe kan jy vir jou broer sê, laat my toe om die splinter uit jou oog te haal, maar wat van die balk in jou eie oog? Skynheilige, haal eers die balk uit jou eie oog, dan sê jy goed kan sien om die splinter uit jou broer se oog te haal. Moenie wat heilig is vir die honde gee nie, en moenie hulle parels voor die varke gooi nie, sodat hulle dit nie met hulle pote vertrap en die honde nie omspring en julle verskeur nie. Waar hoofstuk 6 afgesluit het met hierdie waarskuwing teen skynheiligheid, begin hoofstuk 7 met 'n waarskuwing teen oordeel. Eintlik veroordeling, dat ons die balkies uit ons eie oog uit moet haal voordat ons die splinter iemand anders se oog raak sien. 'n Vergelyking wat ons baie keer nie net sal onthou nie, maar baie keer ook sal gebruik. En wat Jesus hier bedoel is dat ons ook moet seker maak dat geregtigheid in ons eie lewens ook geskied, voordat ons dit in ander mense se lewens probeer laat geskied. Ons kan so met 'n skoon gewete, met 'n oop hart ook, met ander mense in 'n verhouding tree, met medegelowiges in 'n verhouding tree, en mekaar ook so help om 'n lewe te lei wat spreek van dit wat die Here van ons verwag, dit wat Christus van ons ook vra. Dit gaan oor 'n lewe waarin ons nie mekaar veroordeel omdat ons in die agtergrond dalk dieselfde doen as wat ons daai persoon oor aanspreek nie, maar 'n lewe waarin ons self ook kies om dit nie te doen nie, sodat ons tot voorbeeld kan wees ook vir ons medegelowiges. En uiteindelik sê die Here dan ook hier, hy sê in hoofstuk 5 van die skynheiligheid en hoofstuk 6 praat hy dan ook hier uiteindelik van ons wat moet sorg dat die evangelie nie net verkondig word en misbruik word wanneer dit verkondig word. Ons moet sorg dat die evangelie, die waarde van die evangelie, werklik in iemand se lewe ook gestalte vind. Dis nie net iets wat ons verkondig om uiteindelik dit daar buite te kry, sodat mense dit kan vertrap en kan verdraai en dit teen ons kan gebruik nie. Dis iets wat ons verkondig sodat iemand anders die lewe kan hê, in Christus kan glo, hom kan aanneem as hulle verlosser. Hy sê uiteindelik hier dat as ons enigstens teenkanting kry of dit beleef, weerstand beleef, dan is dit soms op 'n punt beter om eerder aan te beweeg, ander plek te soek om die evangelie ook te bring en te verkondig. Hy sal die deure oopmaak, maar so sal hy ook die deure toemaak, sodat ons die regte deure weer kan laat oopgaan. So is die Here met ons
en lei ons ook in die verkondiging van sy woord. Kom ons lees die volgende gedeelte ook saam, Matteus 7 vanaf vers 7. Vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat vra ontvang en wie soek vind, en vir wie klop sal oopgemaak word. Wie onder julle sal as sy seun brood vra vir hom 'n klip gee, of ook as hy 'n vis vra vir hom 'n slang gee? As julle wat sleg is dan weet om goeie geskenke aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader in die hemel goeie dinge gee vir hulle wat hom vra. Alles wat julle dan wil hê, die mense aan julle moet doen, doen ook julle net so aan hulle, want dit is die kern van die wet en die profete. Een van die grootste voordele wanneer ons in 'n verhouding met God leef, 'n lewe leef waarin ons hom navolg, is dat hy 'n vrygewige Vader is, dat hy ons gebede uiteindelik ook verhoor. Wanneer ons vra, wanneer ons soek, wanneer ons klop, dan is die Here daar om ons te antwoord. Wanneer ons sy geregtigheid in ons lewens nastreef, sal hy vir ons dit gee wat ons ook nodig het. Die Here weet dat wanneer ons hom in ons harte het, dan sal dit wat uit ons monde ook uitkom, dit wat ons begeer, sal vir hom aanneemlik wees. En daarom sal hy ons gebede beantwoord, omdat dit volgens sy wil is en volgens sy wil ook geskied. En dan lees ons vers 12, ek wil dit net weer van ons lees, vers 12 wat sê, alles wat julle dan wil hê, die mense aan julle moet doen, doen ook julle net so aan hulle, want dit is die kern van die wet en die profete. Wat die Here hier sê, is dat ons aan ander moet doen, soos wat ons aan onsself gedoen wil hê. Dit is amper 'n goue reël in die lewe wat ons leef, maak nie saak of jy nou 'n gelowige is of nie. Ons moet aan ander doen, soos wat ons aan onsself gedoen wil hê. In 'n lewe waarin ons die Here ken, 'n lewe waarin ons hom navolg en dien, is 'n lewe waarin ons werklik en opregtig kan sê, maar dit wat ek aan ander doen, dit wil ek ook hê hulle moet aan my doen. Want dit wat ek aan ander doen, spreek van wie die Here is. Spreek van sy liefde, sy goedheid, sy geregtigheid ook. Kom ons lees ook nou die volgende gedeelte, Matteus 7 vanaf vers 13. Gaan deur die noupoort in, want breed is die pad en wyd die poort wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur gaan of binne gaan. Maar hoe nou is die poort en hoe smal die pad wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind. Wees op julle hoede vir die valse profete wat in skaapklere na julle kom, maar in hulle binneste wolwe is wat verskeur. Aan hulle vrugte sal julle hulle uitken. Pluk 'n mens miskien druiwe van doringstruike of vye van dussels? Net so dra elke goeie boom goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom kan nie goeie vrugte dra nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Aan hulle vrugte sal julle hulle dus uitken. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar net diegene wat die wil doen van my Vader in die hemele. Baie sal op daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer en in U naam demone uitgedryf en in U naam baie kragtige dade verrig nie. Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle wat wetteloosheid bedryf. Hierdie metafoor hier van die noupad en die breë pad is een wat ek dink ons baie goed ken. Die breë pad wat uiteindelik lei tot die dood toe, en die smal pad, hierdie pad van geregtigheid wat lei na die ewige lewe, ook saam met God. Hierdie pad waar ons nie uit ons eie uit nie, maar deur God se groot genade, sy offer aan die kruis, sy oorwinning oor die dood, waar ons vrygespreek word van ons sonde, sodat ek en jy ook die ewige lewe kan hê. Jesus wat hier hierdie vergelyking tref, dat dit moeilik is om die smal weg te volg, deur hierdie poort in te gaan, maar dat dit absoluut die moeite werd is. Nou dit is wat ons almal moet nastreef en ook na moet soek. Party dinge in hierdie lewe is nie maklik nie. Dis nie maklik om sekere dinge teen dit te kies of vir dit te kies nie. Maar wanneer dit in God se wil en lyn is met dit, sy geregtigheid soek, dan lei dit na 'n lewe saam met hom, 'n ewige lewe saam met hom. En dan die volgende gedeelte hierdie mooi van hoe die Jesus hier waarsku teen valse profete ook, en dat hy eintlik hier vir ons prakties sê, maar as jy nie weet of is iemand nou 'n valse profeet of nie, kyk net na hulle vrugte.
Moenie kyk na net wat hulle sê nie, moenie net luister wat hulle sê nie, kyk ook hoe hulle leef. Kyk of hulle lewens spreek van 'n lewe wat goeie vrugte dra. 'n Lewe waarin hulle my navolg, my dien, my ken ook. Spreek hulle lewens van hierdie lewe, die lewe wat ons in Christus ook vind. Maar dan gaan hy ook nog verder, deur te sê, maar die fokus moenie net op die vrug wees nie. Maak ook seker dat die fokus nie net op die vrug is nie. En as Jesus hier praat van die vrug, dan praat hy uiteindelik van die gawes, want daar's so 'n groot fokus baie keer op die gawes dat daar vergeet word van die verhouding. Daar word vergeet van hierdie liefde waarvan 1 Korintiërs 13 ook praat, hierdie liefde wat van God afkom. Hierdie liefde wat ons in staat stel om uiteindelik met hom in 'n verhouding te kan leef. Ons kan hoeveel gawes hê, ons kan hoeveel gawes uitoefen, as ons nie die liefde het nie, dan beteken dit absoluut niks. Ons kan hoeveel gawes uitleef, hoeveel vrugte hê van die Gees. As ons nie in 'n verhouding met die Here leef nie, beteken dit absoluut niks. So hierdie twee goed aan die einde van hierdie gedeelte, ook die een dat ons mekaar moet meet en valse profete veral as ons daar wonder moet meet en hulle vrugte, maar ook dat die vrugte nie die fokus moet wees van hulle lewe nie, maar uiteindelik hulle verhouding met God, ons verhouding met God, dat dit uiteindelik die fokus en die kern van hulle verkondiging ook moet wees. So ken ons mekaar ook uit as ware of valse gelowiges. So kan ons mekaar help om uiteindelik die ware Christus te ontmoet. Kom ons kyk verder saam na Matteus 7, die laaste gedeelte wat ons ook nou saam lees. Matteus 7 vers 24 tot 29. Daarom sal elkeen wat na my woorde luister en daarvolgens handel, soos 'n verstandige man wees wat sy huis op rots gebou het. Toe die reën begin val en die stormwaters kom en die winde waai en daardie huis tref, het dit nie ineengestort nie, omdat dit stewig op rots gevestig was. Maar elkeen wat hierdie woorde van my hoor en dit nie uitvoer nie, sal soos 'n onverstandige man wees wat sy huis op sand gebou het. Toe die reën begin val en die stormwaters kom en die winde waai en daardie huis tref, het dit ineengestort. Die ineenstorting was geweldig. Toe Jesus sy redevoering voltooi het, was die skare verstom oor sy lering, omdat hy hulle geleer het soos iemand met gesag en nie soos hulle skrifkenners nie. Jesus sluit in hierdie laaste gedeelte die bergrede af deur weer 'n metafoor te gebruik, amper soortgelyk tot die metafoor van die breë weg en die smal weg. Hier gebruik Jesus net die metafoor van 'n huis wat op 'n rots gebou is en 'n huis wat op die sand gebou is. En die huis wat op die rots gebou is, wat stewig staan wanneer daar enige iets oor sy pad kom, wanneer daar uitdagings kom, wanneer die lewe gebeur in daardie opsig. En die huis wat op die sand gebou is, wat maklik net vergaan deur al die chaos en die verwarring. En Jesus wat hier vir die disippels kom sê dat dit gaan nie net oor 'n hoor van die evangelie nie, maar dit gaan ook oor 'n doen. En wanneer hy sê 'n doen hier, dan gaan dit oor 'n verhouding met die Here en Jesus Christus. As ons 'n verhouding met hom leef en dit 'n opregte verhouding is waarin ons hom ken, dan kan ons die storms van hierdie lewe teenstaan. Dan kan ons soos hierdie huis wat op die rots is, dit weerstaan. Die vloedwaters, dit alles afweer. Dan kan ons stewig bly staan as gevolg van hom, hy wat self die rots is. En dan in die verstomming aan die einde van Jesus se lering van sy onderrig deur die skare. En net so staan ek en jy nog elke liewe dag verstom oor Jesus ons ook deur sy woord ook kom leer en vir ons die goeie weg kom wys. In wysheid kom onderrig. In wysheid vir ons wys na die Vader. Mag jy ook in hierdie tyd net Matteus 7 hoor, maar spesifiek Matteus 5 tot 7 net weer hoor. En weet dat as dit jou aanspreek, is dit nie om al jou foute uit te wys nie, maar om jou te help om die Here beter te leer ken, om sy liefde te soek, om 'n lewe te leef wat spreek van hom. Kom ons sit net so, dan word ons vir 'n oomblik stil, dan sluit ek vir ons af met 'n gebed ook, en dan gaan ek vir ons 5 vrae op die bord sit of op die skerm sit, wat jy na saam kan kyk. As jy op jou eie is, soos ek al gesê het, kan jy net oor die vrae nadink, vir jouself sommer net daaroor nadink. En as jy in 'n groep is jy welkom om die video te stop en saam na hierdie vrae ook dan te kyk. Kom ons word stil. Onse Vader wat in die hemel is, dankie dat U nie net in die hemel is nie, maar dat wanneer ons U so aanspreek, dan weet ons U regeer vanuit die hemel, uit die hoogste plek waar daar is. Maar so regeer en leef U ook in ons harte. So is U deel van ons lewe en so is U elke dag daar om ons
deur die Heilige Gees te lei en die regte pad te wys. Dankie vir u woord wat vir ons kom leer van hoe u pad lyk, Here. Dankie vir u woord wat ons kom herinner aan dit wat ons nie doen volgens u woord nie. Maar ook om herinner aan hoe lyk dit wanneer ons volgens u wil leef. En dankie dat dit u begeerte is dat ons so sal leef, omdat u net die beste vir ons wil hê. Die lewe en dit in oorvloed vir ons wil hê. En dankie vir Matteus 7 vandag. Dankie dat ons daaruit kan lees, aangespreek kan word, Here, maar met liefde. Dankie dat ons hierdie verwagting ook elke dag kan hê, Here, dat u vir ons iets beplan, iets wonderlik beplan, solank as wat ons aan u vashou en in u glo. Solank ons u wil doen en dit kies in alles wat ons doen. Mag ons so ook met mekaar omgaan. U wil soek, u liefde soek, u geregtigheid soek, Here, in ons eie lewens en ook in mekaar se lewens, sodat ons so u koninkryk in hierdie wêreld kan laat kom. Dankie dat u reeds gekom het, aarde toe gekom het, vir ons oorwin het, en dat ons kan uitsien na die dag wanneer u weer kom. Maar tot dan toe het u ons nodig, wil u ons gebruik, Here. Dit is vir ons net ongelooflik om te dink, dat u self ons wil gebruik, dat u ons in staat stel vir u werk, vir u diens. Maak ons so bereid, Here, om te loop waar ander dalk te bang is om te loop, om te gaan waar ander dalk te bang is om te gaan. Geef ons die krag, die leiding, die wysheid, die kennis, om te weet wat ons ook daarin moet doen. Wees met ons, Here, sodat ons vas sal staan op die rots van die geregtigheid, op die rots van die liefde, op die rots van die genade, op die rots van u wat ons verlosser is. En mag ons nooit vergeet, maak nie saak waarheen ons gaan nie, of in watter situasie ons is nie. U is daar, en u sal weer sorg, soos u nog altyd gesorg het. Dankie, Here, dat ons dit kan bid, en kan weet dat u saam met ons ook nou is, as God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Gaan met ons ook nou, wanneer ons hierdie vrae na saam kyk, en dit ook bespreek, en wees met ons, in die week en in die tyd tot voor lê verder. In die wonderlike, almagtige naam bid ons dit alles. Amen.